Daar's so 'n klein seentjie, hy bly in Londen en dit is redelik veilig daar, so hy ry elke middag, dan klim hy op een van daai rooi busse en dan ry hy na huis toe tot waar hy by nou by sy huis kom en dan klim hy nou uit. En maar hy's klein, hy's hier so graad 1 se kant. En hy klim die een middag klim hy op die bus en toe hy so daar op die rooi bus klim, toe sit hy daar langs 'n priester, jy weet met hierdie swart hempies en hierdie wit boortjie. En hy gaan sit langs die priester. Hy kyk hom so op en af en naderhand kan hy sy nuuskierigheid nie hou nie en hy pomp hom so in die ribbes. Hy sê, "Excuse me, sir. Why do you wear your collar like that?" En die priester is nou so half geïrriteerd en hy kyk so af op die seentjie. Hy sê, "It's because I'm a father." Die seentjie het so rukkie stil gebly en hy so half te mekaar. Hy pomp hom weer in die ribbes. Hy sê, "Excuse me, sir. I also have a father at home. He doesn't wear his collar like that." En die priester raak nou geïrriteerd. Hy sê vir hom, "Listen, son, I'm a father of many, okay?" Seentjie het so rukkie stil gebly. Hy pomp die ou weer so in sy ribbes. Hy sê, "Excuse me, sir. My dad has got 3 kids and he doesn't wear his collar like that." Maar nou is die priester rarig geïrriteerd. Hy kyk so vir hom. Hy sê, "Listen, my son, I'm a father of hundreds, okay?" Seentjie het so rukkie stil gebly. Hy kyk die priester so op en af. Hy sê vir hom, "Sir, I think you should wear your pants that way." Nou dit bring vir my uit by waaroor ons vanaand wil gesels. En daar was 'n skrifgedeelte wat vir my, en ons gaan aan die einde van die preek daar's 'n skrifgedeelte uit 1 Johannes 3 uit wat vir my baie sterk op die hart gelê het vir hierdie week en vir hierdie gemeente. Ek het gedink ek sal dit later in die week die boodskap bring, maar ek het gevoel om vanaand 'n bietjie daaroor te praat. Ek wil sommer net begin met Craig Groeschel en baie van julle wat die Bible app op julle fone het, julle sal weet Craig Groeschel was die ou wat dit uitgedink het. Nou Craig het nie in 'n godsdienstige huis groot geword nie. Sy ouers het nie regtig kerk toe gegaan nie. Hulle was maar hierdie jy weet so Paasfees, Kersfees, daai tipe van ouens wat so eenmal, tweemal 'n jaar aan hulle kerk toe gegaan en dan hulle nou jy weet die kerk gaan bywoon. In elk geval hy kom op universiteit. Jesus, maar kyk, daar in daai genotgrotte gaan dit nou lekker weer. En hulle partytjie en dit is wine woman en song van die oggend tot die aand. En hy beland geweldig in die moeilikheid as gevolg van sy gedrinkery en as gevolg van sy gedrag. Julle weet mos wat gebeur wanneer 'n ou gedrink het. Jy weet jy's sterk, jy's slim, jy's vinnig, jy's onsigbaar en as jy in 'n kroeg gesit en drink het, al die lelike meisies gaan op 'n stadium na huis toe. Dis net die mooies wat oorbly. In elk geval so ou Craig is nou in die moeilikheid en hulle is nou op die punt om hom uit die universiteit uit te gooi. En hy besluit toe as 'n tipe van 'n PR stand en as 'n marketing stand besluit Craig Groeschel hy gaan 'n Bybelstudie begin in die koshuis. En hy gaan 'n Bybelstudie begin en dan gaan die ouens dink hy's nie so sleg en hy's nie so bad nie. Maar daar was net een probleem. Hy besit nie 'n Bybel nie. En hy loop nou met hierdie planne in sy kop rond en hy gaan nou 'n Bybelstudie begin en dan gaan hy nou hopelik by die vaders van die koshuis en hy nie so in die moeilikheid wees nie, maar hy het nie 'n Bybel nie en hy loop die dag, loop hy daar op kampus en hy loop 'n ou van die Gideons raak. En die ou gee vir hom 'n Bybel. En hy begin toe nou, hy vat nou die Bybeltjie want hy gaan nou mos nou 'n Bybelstudie aanbied. Hy's nou so ongered soos 'n klip, maar hy gaan 'n Bybelstudie hou by die. Maar anyway, toe begin hy hierdie Bybel lees. En toe op 'n stadium, toe gee hy sy hart en sy lewe vir die Here, nadat hy die Bybel begin lees het. En hy en 'n vriend het dit saam gedoen en hulle was verskriklik opgewonde daaroor gewees. En toe besluit hulle maar hulle moet dit vier. Ek meen, dit moet my mos gevier word. Hulle is gered en hy het gelees van die Here wat sy sondes vir hom betaal het en die Here wat vir hom aan die kruis gesterf het en hulle besluit hulle moet dit vier en al manier hoe hulle weet hoe om dit te vier is hulle gaan toe daai aand uit en hulle word dronk. Want dis wat hy geweet het en dis wat hy geken het. So, gaat julle vir my hulle wys my vingers, gooi hom.
I was in college, my life fell apart and I hit rock bottom, was battling with depression and didn't like who I was becoming and I didn't know where to turn. And thankfully one day when I was walking to class, a gentleman, a guy I'd never met, in a suit and tie, reached out to me and said, "Hey, young man, would you like a Bible?" And he gave me this little free green New Testament Bible. And at the time I thought, why do I need the Bible? Because I kind of knew a little bit about the Bible and I thought the Bible was outdated. I didn't think the Bible really applied to my life. But when I started to read scripture, it's impossible to describe what God did in my life. I was completely changed. The hurts of my past were healed and I became completely new. And that's why it's so humbling today to be a part of the church that was honored to start, along with partners from around the world, the YouVersion Bible app. And in the same way my life was changed by a free Bible, now we're allowed and able to give away this Bible digitally to people all around the world. And this is where you come in. What I know about you is that God has put people in your life, people that you love, people that you care about, people that trust you, who need the same hope that I needed, who need the same healing that I needed. And we know that healing comes through Jesus, the living word. And so I would encourage you just to look around and ask yourself, who do you know that needs encouragement? Who do you know whose life could be changed by scripture? Because we have the YouVersion Bible app. We can give it away to anybody, anywhere, anytime. And who knows, God might put someone on your heart and their life might be changed because this word is alive. So ek wil 'n bietjie met julle gesels oor en ons gaan dit nou sommer noem no change, no Jesus. So ons gaan 'n bietjie daaroor praat. As jy vir my die volgende skyfie kan opsit of moet ek klik hierso? Moet ek klik. Alright, daar gaan ons. Alright, so kom ons vat net gou-gou so opsommetjie van vanoggend. Ons het gesê daar is 'n werking van die Gees. Die disippels begin die Here volg en toe het ons vir mekaar gesê daar was 'n vulling met die Gees, waar die Heilige Gees binne in hulle gekom het en daar was 'n doping met die Gees wat hulle beleef het en toe het hulle lewens radikaal verander en daar's 'n vierde enetjie wat bykom. Ons sal dalk kom ons môre aand by hom uit. Ons sal sien. Kom ons kyk hoe dit gaan. Maar vir vanaand wil ek net eers gou 'n bietjie stil staan by Lukas en net hierdie gelykenis saam met julle lees wat Jesus vertel het. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier: "Kyk, dis nou al 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput?" Maar die tuinier antwoord hom: "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes en miskien sal hy dan die volgende jaar vrugte dra, maar so nie, kap hom dan uit." So ons gesels 'n bietjie in hierdie sinnetjie. Ek weet nie of julle hom al gekry het in die Bybel nie. Wie van julle was vanoggend was 'n bietjie nuuskierig na vanoggend en het gaan soek waar staan hy in die Bybel? Maar hierdie sinnetjie staan net so in die Bybel. Het jy die Heilige Gees ontvang nadat jy gelowig geword het? So ons sal nog by daai skrifgedeelte uitkom en dan sal ons bietjie daarby stil staan. Maar kom ons praat net so bietjie oor hierdie gelykenis wat Jesus hier in Lukas vertel het. So kom ons vat hom net so versie vir versie en dan praat ons net vinnig gou 'n bietjie deur hom. Nou Lukas 13 sê, daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom in sy wingerd gehad wat geplant was en toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie. Die eerste voor die hand liggende gedagte wat ek net vir jou wil onderstreep is dat God soek vrug. Hy soek vrug, hy soek groei, hy soek opbrengs in jou lewe. Vanoggend het ons vir mekaar gesê, dis nie moeilik om 'n Christen te wees sonder die Heilige Gees nie, dis onmoontlik. En as jy nie die Heilige Gees in jou lewe het nie, dan gaan daai vrug nie daar wees nie. Maar net om vir 'n oombliekie terug te spring na vrug toe. As jy 'n sakeman is, dan soek jy groei en jy soek vrug en jy soek opbrengs in terme van die ouens wat saam met jou werk en die beleggings wat jy maak. As jy jou kind skool toe stuur, dan soek jy vrug en jy soek opbrengs en jy soek groei. Jy wil daarom hê, deesdae party van die ouens wat uit matriek uitkom, jy weet hulle kan nie lees nie, hulle kan nie skryf nie, hulle kan nie somme maak nie. Jy weet daai ouens moet hulle geld terugvra. As jy jou kind skool toe stuur, dan soek jy vrug, jy soek groei, jy soek opbrengs. Hoorie, wie van ons soek 'n bietjie groei en vrug by Eskom?
dat daar net so bietjie meer, ek hoor julle het uitsonderlike uitdagings in hierdie omgewing rondom kragvoorsiening. Nou ons soek oral in ons lewe, soek ons as mense, soek ons vrug. Ons soek groei, ons soek uitbreiding, ons soek opbrengs. Maar om een of ander rede dink ons, God is nie so nie. Om een of ander rede dink ons, hoorie, die Here moet net eenvoudig, hy moet maar net te dankbaar wees. Dis winter, dis eksamen, dis strooptyd, hoor ek. Hoorie, die Here moet net bly wees dat ek aan vanaand bietjie moeite gedoen het om by die kerk te wees. Jy weet, hy moet sy sterre dank dat ek hier is. Dis baie van ons se ingesteldheid, se denke rondom die Here. Die Here moet tog maar net te dankbaar wees dat ek ietsie vir die kerk gegee het. Die Here moet tog maar net te dankbaar wees dat ek môreoggend 'n bietjie my Bybel gelees het, of laat ek 'n bietjie help eers hier by die kerk, en laat ek 'n bietjie, daar's die klankmanne daar agter wat al die goeters, al die regte knoppies druk, en daar's 'n man wat die kamera werk en die goeters redigeer na die tyd. Die Here moet net te dankbaar wees dat ek hierdie goeters doen. Ons is nie besig om die Here 'n guns te doen nie. Die Here doen ons 'n massiewe guns. Hy red ons. Hy leer vir ons om die regte pad te stap. Hy ondersteun ons, hy onderskraag ons, hy gee vir ons sy Heilige Gees om vir ons te lei en te leer op hierdie paadjie. En God soek vrug, soek opbrengs in jou lewe. Jou lewe behoort anders te lyk nadat Jesus in jou lewe ingekom het. Nou, ou kan lekker lag oor Craig Groeschel wat radikaal tot bekering kom en dan daai aand gaan vier hy dit deur homself dronk te drink, en dit deel daarvan is onkunde want hy het nie in die kerk groot geword nie. Maar ons kan nie daar bly nie. Ons lewens moet radikaal anders wees en radikaal anders lyk. So, die voor die hand liggende, God soek vrug en hy soek groei en hy soek opbrengs en hy soek dit by jou. Hy soek dit nie net by die musiekgroep nie, hy soek dit nie net by die egpaar, wat die leraarspaar van hierdie gemeente is nie, hy soek dit by elkeen van ons wat hier is. Die vraag is net, hoe lyk die wêreldse vrug? Hoe lyk die wêreldse vrug? En dan die woord kom en kom gee vir ons sommer net so 'n lang lysie van goeders wat in 'n mens se lewe aan die gang is. Hy sê die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos wat ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God verkry nie. As ons praat oor die Heilige Gees, en as ons sê, maar hoorie, die Heilige Gees is binne in my, en die Heilige Gees werk in en om en rondom en deur my, dan behoort my lewe anders te lyk. Ek moet anders praat, anders dink, anders optree. Die grootste probleem wat die wêreld daar buite met die kerk het, en dit is die kerk wêreldwyd, is dat die kerk een ding sê en die kerk een ding bely, maar 'n ander ding leef. Ons as Christene het oor die algemeen nie 'n goeie reputasie daar buite nie. Want ek is Sondagoggend, dan bak ek mooi broodjies hier by die kerk, maar Maandagoggend. Rick Warren sê altyd, Lord, help me to say something on a Sunday morning that will help people on a Monday morning. Maar ek moet dit op 'n Maandagoggend moet ek dit uitleef. Ek moet op 'n ander manier besigheid doen. Ek moet op 'n ander manier praat. Ek moet op 'n ander manier met my verhoudings omgaan. Ek doen nie besigheid deur allerlei geld onder deur die tafel te doen nie. En die kerk kry skade. En ek ervaar, toe Ansie vir julle die profetiese woord gegee het, ek regtig ervaar, julle is reeds 'n lighuis in die omgewing. Julle skyn lig in die donkerte in. En die Here wil julle al hoe meer as 'n lighuis in die omgewing gebruik. Maar dit begin met 'n veranderde lewe op 'n Maandagoggend. Wat jy anders met jou mense werk, anders met jou werknemers werk, anders met jou baas praat. Jou werk op 'n sekere manier aanpak. Iets wat julle as gemeente probeer nastreef en uitleef, is om goeders in uitnemendheid te doen, om dit deeglik te doen, om dit excellent te doen, soos om die Engelse woord te gebruik. Maar dit is 'n stuk getuienis wat ons uitdra na buite toe. Maar ons lewens behoort anders te lyk en anders te wees en anders op te tree. Nou, hoe lyk God se vrug?
As ons na God se vrug toe gaan, dan sê hy die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of mekaar afgunstig wees nie. Kan ek sommer gou vir julle vra? As ek vir julle moet vra, hoe lyk 'n gelukkige huwelik? Hoe lyk 'n gelukkige huwelik? Wanneer sal julle nou sê, ja, ek dink dit gaan goed in hierdie huwelik. Sommige net, ek net nie almal gelyk nie. Okay? As julle net gou moet raai, moet sê, al twee partye gelukkig is. Meneer, wat se beroep doen jy as jy 'n prokureur? Of 'n prokureur? Okay, nee goed, right, daar's hy. Ons het eers een op die tafel. Yes, meneer. Okay, wat staan daar? Weet jy hoe lyk 'n gelukkige huwelik? Ons baie vrede en ons baie vreugde. Ag, ekskuus jammer, laat ons praat. Wat wou jy sê? Respek, agting, ja, dis respek, honor is 'n ongelooflike belangrike Bybelse waarheid wat ons nie meer eintlik in ons kultuur het nie. Kinders het nie meer respek teenoor onderwysers, skoolhoofde, ouers nie. Ongelooflike belangrike waarde, maar ek sal nie nou daaroor preek nie. Maar as jy dit moet saamvat, ons baie vrede en ons baie vreugde. Dis God se vrug. Ek wil net gou vir jou vra, hoe lyk julle huise? Waar God se vrug is, waar sy Heilige Gees is daar vrede en is daar vreugde. Ek weet is nie in hierdie gemeente so nie, maar in ons gemeente is die nommer 1 ding waarvoor mense kom vir berading. Die nommer 1 ding is huweliksberading. Die nommer 1 ding. So, dit is belangrik dat daai vrug in ons lewens aanwesig sal wees. So, ek wil vir jou vra, as ek na jou lewensboompie kyk, wat se vrug, wat gaan ons kry in jou lewe? Dit is so 'n bekende geuite voorbeeld, maar as ek 'n suurlemoen saadjie plant, dan moet daar 'n suurlemoenboom aankom en dan moet suurlemoene aan hom wees. As jy iets anders aan daai boompie plant, dan het die ou by die kwekery vir jou deur die ore gewerk en vir jou die verkeerde ding verkoop. So dis nogal belangrik dat ons een lewe sal leef, een lewe sal uitleef. En dan gaan Jesus verder in hierdie gelykenis en hy sê vir die tuinier, kyk, dis nou al 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek. Ek kry niks nie, kap hom uit. Hierdie is Jesus wat aan die woord is. God soek vrug in jou lewe. En as daar nie vrug is nie, as daar nie groei is nie, as daar nie opbrengs is nie, dan sê Jesus kom hier, hy sê nee, kap hom uit. Hoe lyk die vrug in jou lewe? En daar is dikwels geen of bitter min vrug in ons lewens. Vanoggend het ek vir julle gesê, ek is konsekwent geskok as ek Christene buite 'n kerk of buite 'n seminaar of buite 'n konferensie opset, as ek hulle buite daai omstandighede raakloop en hoor hoe hulle praat, wat hulle sê, die opmerkings wat hulle maak, die manier hoe hulle besigheid doen, dit kan nie. Dit kan nie. Ek dink daar's 3 redes hoekom ons nie altyd uitleef wat ons veronderstel is om te leef nie. Die eerste ene is, partykeer weet ons regtig nie dat goed verkeerd is nie. Ek het vir julle die voorbeeld vertel van Craig Groeschel. En hy het nou radikaal tot bekering gekom. Hy het nie in 'n Christelike huis en omgewing groot geword nie. En hy op daai stadium het hy nie besef maar om dronk te word is verkeerd nie. So daar's 'n geweldige stuk onkunde en soos wat hy die woord gelees het en geleer het en bestudeer het en oordink het, so het hy agtergekom en soos wat die Heilige Gees met hom begin praat het, so het hy agtergekom, maar hoorie, as ek sê ek's 'n kind van God, dan drink ek vir myself nie in 'n ander bloedgroep in nie. Dis verkeerd. Ek onthou jare terug het ons 'n dame in die gemeente gehad, baie suksesvol, baie hoogs intelligent, goed gekwalifiseerd,
baie suksesvol in haar werk, kinders is almal 19 onderskeidings daarop, help mekaar gekry. En sy kom sien, eendag kom sien sy vir Eloise en sy sê, luister, sy is geskei en sy sê vir Eloise, hoorie, man, ek geniet nou nogal die seksuele. En ek is obviously nou nie getroud nie. En jy weet so dan en wan, dan vra iemand my nou uit, en dan gaan ons nou die Vrydag aand uit, en ek weet waar gaan dit opeindig. Luister, jy weet, as jy hierdie vrou sien, jy sal dit nooit ooit van haar raai nie. Gekultiveerd, opgevoed, lyk om die waarheid te sê, lyk amper half so klein bietjie koekerig as jy so na haar kyk, jy weet. En sy sê vir Eloise, hoorie maar, jy weet, ek het nou Vrydag aand het ek 'n afspraakie met iemand, oulike ou, ons gaan nou uitgaan, ons gaan ietsie uit eet, ons gaan 'n drankie of 2 drink, maar die kinders is by hulle pa die naweek. Ek weet waar gaan dit eindig. Dit gaan in die bed eindig. En sy kom, en haar opregte vraag aan Eloise is dit verkeerd? Is dit verkeerd? Net vir ingeval julle hier sit en wonder, is dit reg, is dit verkeerd? Die seksuele is bedoel vir die huwelik, net so by the way. Jy weet, so partykeer weet 'n ou regtig nie, en partykeer is daar 'n stuk onkunde in 'n mens, wat jy nie besef dat 'n ding verkeerd is nie. En ek wil 'n ander storie uit ons gemeente uitdeel, en 'n paar van julle gaan nou dalk dink, jy weet, nee, dit kan regtig nie so wees nie. Ek het 2 manne in die gemeente, hier is hulle stoute manne, maak droog en jong, snyf. Ek het een aand het ek 'n paartjie by my gehad. En hulle is verslaaf van dwelms en hulle geld raak op. En hulle besluit toe, hulle kry toe nou die idee, nee, hulle dink hulle gaan mayonnaise in hulle are opspuit. Laat hulle dit probeer. Miskien kan, ek wil vir julle sê, moet dit nie by die huis probeer nie, hulle in die hospitaal opgeëindig en byna dood. Jy weet, so maar hierdie 2 manne spuit gereeld mayonnaise in hulle are op, snyf prit, jy weet, so julle kry die idee. Stoute manne. Nou eet ek middagete saam met hulle, en ek probeer hulle maar so 'n bietjie disipel en bou bietjie in hulle lewens in. En die een ou sit daar aan tafel, en hy sê net, hy het in 'n huis groot geword, waar sy pa hulle geleer het, jy maak sorteer goeders met jou vuiste uit, en as jy kwaad is, sorteer jy goeders met jou vuiste uit, en hy wat nou, maar hy soos in sonder om te blik of te bloos, sonder om 'n oog te knip, kyk hy vir my in die oë, en hy sê vir my, hoorie, ek wil net vir jou sê, is dit verkeerd, as my vrou haar nie lekker gedra daar by die huis nie, om haar net so taai klap of 2 te gee, om net so bietjie in lyn te kom. Ek so op, jy weet, ek sluk amper my bord in, jy weet, ek probeer maar 'n stryd face hou, toe sê ek vir hom, hoorie, sê ek nou die ou se naam, sê ek vir hom, hoorie, dink nie heeltemal dis wat die Here bedoel het met die 5voudige bediening nie, jy weet, so, ek dink ons moet dit los. So partykeer is daar net eenvoudig 'n stuk onkunde in ons, en ons besef nie dat 'n ding verkeerd is. Die partykeer weet ons dat 'n ding verkeerd is. Ek weet dat ek weet 'n ding is verkeerd. Maar kom ons wees net eerlik, dis lekker. En oor dit lekker is, hou ek aan, en wil ek dit doen, en wil ek dit uitleef, en ek het nie eintlik lus om op te hou nie. Ons het 'n vroukie in ons gemeente, en julle weet wat spot hulle oor rook. Jy hoef nie te worry as jy rook nie, jy gaan nie hel toe gaan nie, dit gaan net ryk of jy van daar af kom. So, maar ou Erna, sy het regtig radikaal tot bekering gekom. Maar sy kon nie die sigarette los nie. En dan veral na haar ete, en dan storm sy gou daar in haar badkamer in, dan trek sy haar japon aan, sy sit so missie, so stort kappietjie sit sy aan, en dan staan sy daar in die badkamer, rook sy nou hierdie sigaretjie, en as hy klaar is, dan borsel sy gou tande, spuit gou alles, trek die japon uit, maar sy het geweet dat dit verkeerd is. En op die stadium het die Here met haar daaroor gepraat, en sy sê toe net, Here, dit is vir my lekker. Ek hou daarvan. Ek wil nie ophou nie, maar kom help vir my. En sy het nou hier eintlik in die 70er jare het sy ergens 'n doping met die Gees beleef, en die Heilige Gees het haar toe nou radikaal kom vrymaak. Maar partykeer, hier's party van ons wat hier sit, wat ons weet, hierdie ding is nie reg nie, maar dit is my lekker, en ek wil nie ophou nie. En dan is daar so 'n derde kategorie,
Partykeer weet ons dat dit verkeerd is en ek wil graag ophou, maar ek sukkel. Ek sukkel om op te hou. En baie keer wanneer jy op daai punt in jou lewe is, wanneer jy op daai punt in jou lewe gekom het, dan het jy heel waarskynlik, Efesiërs praat met ons daaroor, hy sê, hoorie, Efesiërs 4 sê, hoorie, moenie vir die duiwel 'n vatplek gee nie. Moenie op 'n punt kom, wat jy vir die duiwel 'n vatplek in jou, 'n vatplek in jou lewe gee nie. En as ek op 'n punt gekom het in my lewe wat ek 'n troetelsonde het, wat ek nie kan oorwin nie en dis regtig my begeerte om op te hou en ek weet dat dit verkeerd is en ek weet ek moet stop en ek weet daar moet ander vrug in my lewe wees, maar ek kan nie ophou, dan moet jy weet dat jy waarskynlik vir die duiwel 'n vatplek gegee in jou lewe. En dan het mens partykeer nodig dat iemand saam met jou bid, dat daai vuil handjies afgekap word, sodat 'n ou kan vrykom, sodat jy geestelik kan groei. So, moenie, Efesiërs 4:27 sê vir ons, moenie aan die duiwel 'n vatkans gee nie. Romeine 8:15 sê, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Vader. En as jy so deur die Bybel blaai, ek dink ek het 'n klomp skriffies daaroor, daar is verskillende areas waar jy vir die bose 'n vatplek in jou lewe kan gee. Hy praat oor 'n spirit of bondage, a spirit of stupor, a spirit of deep sleep. So kan ons aangaan. Hy sê, their deeds did not permit them to return to their God, but a spirit of wardom, wanneer daar 'n stuk wellustigheid in jou is. So, daar's 'n klomp gedeeltes in die Bybel, waar die Bybel praat oor 'n spesifieke gees, wat 'n vatplek in jou lewe kan kry. Nou, ek gaan so vinnig, spirit of stupor, ek gaan deur hulle gaan, ek wil nie nou te lank daarby, spirit of deep sleep, wat 'n vatplek in jou lewe kan kry, a spirit of prostitution, praat Hosea oor, so daar's 'n klomp areas, waarby ek wil uitkom is dat onkunde is by die Here nie 'n verskoning nie. Tannie, nou is jy by. Sy was vanoggend van die begin af by met die preek, maar daar sê, maar dit is so rukkie gevat, maar nou is ons hier. Dankie. Jy gaan ongelukkig nie eendag voor die Here kan staan en sê, ek het nie geweet nie. Hy het sy handleiding gegee. In sy handleiding, u woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voet en 'n rigtingwyser. En hy leer vir my hoe ek moet leef. En dan een van die vernaamste dinge wat die Heilige Gees in jou lewe kom doen is die Heilige Gees maak jou gewete baie sensitief. Dankie. 1 Timoteus 1:18 sê vir ons, omdat sommige hulle gewetens onderdruk het hulle geloof skibreek gelei. Een van die maniere hoe jy kan, partykeer as jy dalk onseker is of 'n ding of reg of verkeerd is, as daai gewetensstemmetjie met jou praat, luister daaraan. As jy daai stemmetjie dooddruk en aanhou dooddruk, dan word hy nader aan stil. En dan, vir rebelsheid is die antwoord repentance, om regtig radikaal na die Here toe te gaan, op jou knieë te gaan en vir die Here te sê, Here, ek is jammer, ek bely my opstandigheid, ek bely my rebelsheid. En dan een van die ander goeters wat die Heilige Gees doen is, en ons het vanoggend vinnig daarna verwys, is Jesegiel 36 wat sê, hy haal die kliphart uit ons harte uit, hy haal die rebelse harte uit ons harte uit, hy haal die opstandige, die sondige, die wellustige, die verslaafde harte, haal hy letterlik uit ons harte uit. Maar dan moet ek op 'n punt kom wat ek sê, ek is jammer, Here, vergewe my. En dan as jy dalk op 'n punt in jou lewe gekom het, wat jy aanhou sukkel, dan het jy dalk nodig dat iemand 'n bietjie saam met jou bid. En vir die Here vra om daai bande van die bose oor jou lewe te bind en te breek en te vernietig. Dominee Etienne het daarna verwys aan die begin, ons gemeente se naam is Veranderde Lewens. Baie jare terug het Pieter Pollock, wat 'n evangelis is, het hy baie in die gemeente gepreek, maar hy het in elke liewe preek, maak nie saak waaroor hy gepreek het nie, in elke liewe preek het hy gekom en het hy gesê, no change, no Jesus.
No change, no Jesus. En hy het vir jare lank, het hy so half hierdie woorde, ja, he coined this phrase, en hy het dit die hele tyd in elke keer wat hy daar gepreek het, no change, no Jesus, no change, no Jesus. En dit het vasgehaak by ons as gemeente. En vandaar het die naam gekom, veranderde lewens. As jy sê dat jy die Here ken, as jy sê dat Jesus binne in jou woon, dan moet jou lewe anders lyk. Sê gou saam met my, no change, no Jesus. Okay, ek sal sê no change, dan sê julle no Jesus. Is dit okay, no change, no change. Belangrik. So ek wil hê jy moet dit onthou. My lewe moet anders lyk as ek sê dat ek 'n paadjie saam met die Here stap. Jakobus 2 sê vir ons 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, en so is geloof wat nie tot werke kom nie, ook dood. Amen op die skrif, dankie. George Barna sê, hy sê as jy na Christene kyk, Christene lieg net soveel soos ongeredde mense. Ons nie 'n verskil nie. Hulle het navorsing gedoen. Ek seker Dominee Etienne het al baie van sy goed gelees. Hy sê materialisme. Christene en nie-Christene is hulle is ewe materialisties. Hy sê wanneer dit kom by hulle seksuele gedrag, jy sien nie eintlik nie 'n vreeslike verskil nie. Hulle bly net soveel saam, kyk net soveel pornografie. Hy sê hulle integriteit by die werk. Al twee groepe is geneig om kort pad te vat en to compromise. Entertainment choices. Hulle het navorsing gedoen. Christene kyk nie eintlik regtig ander goeters as nie Christene kyk nie. Hoorie, hierdie is hekke. Hierdie twee goed is 'n hek. Hierdie twee goed is 'n hek. Jou mond is 'n hek, jou denke is 'n hek. The gates. Die Bybel praat baie oor hekke, gates. En jy moet daai hekke moet beman wees en hulle moet toegesluit wees. Jy kan nie enige iets in jou oë laat inkom nie. Veral nie as jy byvoorbeeld wil vloei by God se stem hoor, 'n profetiese gawe wil hê. As jy na allerlei rubbish kyk, jy gaan nie goed sien en hoor en beleef en ervaar nie. So dis ongelooflik belangrik dat 'n ou daarna kyk. Hy sê wanneer dit kom by parenting priorities, both group prioritize success and achievement for their children over spiritual growth. Hulle sê you are not supposed to raise happy kids, you are supposed to raise holy kids. Massiewe verskil. Die van julle wat nog is ek nog op die lig? Daar's hy. Okay, tog die batterytjie het gegaan. Die van julle wat kinders in die huis het. Die norm daar buite is to raise happy kids. We are not supposed to be raising happy kids. We are supposed to be raising holy kids. Verslawings, selle onder die twee groepe. Die skokkende is, dis eintlik so 'n persentasie of 2 meer, nie-Christene gee meer as Christene. Dis skokkend. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. As ek sê ek aard na my Vader, dan behoort ek vrygewig te wees en te gee. Navorsing wys, Christene gee minder as nie-Christene. Egskeiding, die egskeidingssyfer is nie laer onder Christene as wat dit onder nie-Christene is nie. Vergifnis, daar's net soveel Christene wat sukkel met bitterheid en onvergewensgesindheid as nie-Christene. Dit behoort anders te wees. Ons lewens moet anders lyk. No change, no Jesus. So dis belangrik dat ons dit sal onderstreep. George Barna sê, the average Christian in the average church is almost indistinguishable from the rest of society. The fundamental moral and ethical differences that Christ can make in how we live are missing. Kan nie. Ons moet anders lyk.
replika word geroep. Julle werk om 'n verskil in die gemeenskap, in die omgewing te wees. Die Here rig julle op as 'n lighuis en hy wil hê julle lig moet verder skyn. Die grootste lig wat gaan skyn is 'n veranderde lewe. Mense wat een lewe leef, mense wat op 'n Sondagoggend uitleef, wat op 'n Sondagoggend, op Maandagoggend uitleef wat hulle sê hulle op 'n Sondagoggend glo. Alright. Kyk, sê dit op. Julle verstaan wat ek sê. Daar's 'n gemeente in Amerika met wie ons hande vat. Hulle het groot korporasies soos Boeing ensovoorts wat in die omgewing is. Hulle is in Charleston, South Carolina. Hulle het groot korporasies soos Boeing en 'n paar ander. Hierdie gemeente het so 'n goeie reputasie, dat die mense wat deel is van hierdie gemeente, so eties is, so hardwerkend is, so 'n pad stap saam met die Here, dat hulle die leierskap van die gemeente bel en sê, hoorie, ons het hierdie posisies beskikbaar. Weet julle van enige mense in julle gemeente wat bereid is om hier te kom werk? Hoe sal dit wees in Standerton as replika gemeente? As julle op 'n punt kom wat julle so 'n reputasie het van harde werkers, etiese mense, godsdienstige, godsvreesende mense wat een lewe leef, laat die kragstasies in die omgewing, die hoenderplase in die omgewing vir Dominee Etienne bel en sê, luister, hoorie, ons het hierdie posisies, het julle iemand in hierdie gemeente? Want julle ouens kan mense op pyl trek. Hulle is betroubaar, hulle is hardwerkend, hulle is eerlik, hulle is opreg, hulle knyp nie die kat in die donker nie, hulle verneek nie die ontvanger nie, hulle doen nie besigheid onder deur die tafel nie, hulle lê nie die ander vrouens hande op sonder gebed nie, hulle stap die pad. Dis waarvoor ons moet bekend wees. En dan kom Jesus. Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Die eienaar is God die Vader. Hy soek wat? Vrug, groei, opbrengs, 'n veranderde lewe. Jesus is die tuinier. En Stefan Joubert sê so mooi, Jesus boer met genade. En die tuinier sê, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. En ek sal hom bemes, en ek sal hom omspit, en ek sal hom werk, en ek sal hom snoei, en kom ons kyk of daar nie dalk groei kom nie. Jesus boer met genade, en hy boer, maar nou, sny so 'n bietjie uit hier. Jesus boer met genade, en Jesus boer met tyd. Ek moet vir julle sê, ek is ongelooflik dankbaar. Ek dink terwyl van tyd, net vinnig, Jakob, sy naam beteken skelm, bedrieër, die Engels praat oor swindler, thrifter, hy vat al die kort paaie, hy manipuleer, hy verneek so ver as wat hy gaan deur sy lewe, dis wat hy gesaai, dis wat hy ontvang, maar op 'n stadium, in Genesis 32 het Jakob 'n radikale ontmoeting met die Here slaat hom aan sy heup, en vir die res van sy lewe daarna loop Jakob mank, hy loop fisies anders, nadat hy 'n ontmoeting met die Here gehad het, maar daarna begin hy verander radikaal, en as jy aan die einde van sy lewe kyk, dan sien jy 'n nederige man, jy sien iemand wat God se stem hoor, jy sien iemand wat 'n profetiese onderskeiding het, omdat sy lewe radikaal verander het. Maar omdat die Here boer met genade, en omdat die Here geduldig is met ons, en hy skryf ons nie sommer net af nie. Henry Cloud sê, my Lord accepts us fully knowing that we will need time and experience to work out our imperfections
Our failures do not surprise him. En aan die ander kant is God gedagtig daaraan. Jy verwag nie. My dogter is nou op universiteit en soos Etienne se 2 seuns swat sy ook ingenieurswese. Jy kan nie van 'n graad 1 kind verwag om daai somme te kan doen wat hulle op universiteit doen nie. As ouers weet ons dit. Ons weet as ek 'n fondasie, julle bou nou baie hierso by hierdie kerk, as jy 'n fondasie gegooi het, jy gooi nie vandag 'n fondasie en dan môre bou jy op hom nie. Hy moet 'n rukkie staan en hy moet vas staan. En so besef die Here, ek en jy het tyd nodig en sekere goeders gaan met tyd kom, maar dan moet ek in die woord wees en ek moet die geleenthede wat daar by die kerk is, moet ek bywoon en elke kursus moet ek bywoon en as daar klein groepe is, woon dit by en dit bou in jou in 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 en op die ouene groei jy geestelik en word jy sterker. En dan wil ek vir julle sê, voor julle staan iemand met wie die Here geduldig was, vergewensgesind was. As jy hierdie refrein kry jy amper reg deur die hele Ou Testament. For I knew. Die Here kom na Jona toe. En die Here sê vir Jona, hoorie, ek wil hê jy moet gaan preek vir die Nineviete en ek wil hê jy moet vir hulle sê, daar gaan swaal en vuur uit die hemel uitreën en julle gaan hoes. En Jona hardloop weg. En hy hardloop weg van hierdie opdrag wat die Here vir hom gee en hy lê daar later daar onder daai boompie en hy wens dat hy kan doodgaan en hy voel jammer vir homself en hy sê, Here, ek het geweet. Ek het geweet, u gaan hulle vergewe. Because you are a gracious God, you are merciful, you are slow to anger, abounding in steadfast love. En dit is die God wat ons dien. So Jesus kom en hy sê vir elkeen van julle, as jy daar vanaand hier sit, en ek wil hê jy moet met guilt and shame and condemnation huis toe gaan nie. Ek wil hê jy moet uitstap met die wete dat God boer met genade. Ek wil hê jy moet uitstap met die wete dat God, hy weet ek is nog 'n babietjie. Hy weet ek moet nog groei. Hy gee vir my tyd en hy gee vir my genade. He is a gracious and a compassionate God, slow to anger, rich in love. En hierdie refrein lees jy. Exodus 34 het Moses 'n ontmoeting met die Here. And he passed in front of Moses proclaiming the Lord God. He is compassionate, gracious God, slow to anger, abounding in love, faithful, maintaining love to thousands and forgiving wickedness. As jy aangaan na Numeri 14 toe, the Lord is slow to anger, abounding in love, forgiving sin and rebellion, yet he does not leave the guilty unpunished. Weer daai refrein, Nehemia, they refused to obey and were not mindful of the wonders that you performed among them, but stiffened their neck and appointed a leader to return to slavery in Egypt. But you are a God ready to forgive, gracious, merciful, slow in anger, abounding in steadfast love. So Psalm 103, you are a compassionate, gracious, slow to anger, abounding. So die goeie nuus is dat as ek en jy dit mis, en as jy dalk vanaand hier sit en die Heilige Gees en jou gewete kla jou aan, dan wil ek vir jou sê, Jesus het die prys betaal, Jesus gee vir jou genade, en Jesus kom gee vir jou tyd. En hy skryf dit af en hy gaan vir jou help, en hy gee dan ook sy Heilige Gees, sodat jy kan groei. Selfs met Joel, selfs met Naam, en so kan hy aangaan. En dan sê Jesus, ek sal die grond rondom hom bemes en omspit, en miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, en dan so nie, kan hy hom uitkap. Jesus se woorde. Net vinnig, tyd het ons ingehaal. As 'n ou praat oor bemes en omspit, wat is die dinge wat vir my gaan bemes en omspit? Die waarheid van die woord. Om in die woord tyd te spandeer, jy met die woord eet, lees, oordink. Daai woord maak 'n deel van jou lewe. Wees sensitief vir sy Heilige Gees wat met jou praat. En daai gedeelte los. En dan luister na, partykeer het jy al agtergekom. Partykeer praat die Here deur ander mense. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar op 'n Sondag dis nie Michael wat vir julle preek nie, dis Dominee Etienne. En vanaand is dit nie Gabriel nie, dis Pieter Nel.
Maar die Here praat en hy kies om deur kromstokke reguit hout te slaan. En partykeer moet ek luister hoe die Here met my praat deur ander mense. Agter 'n boot, in Engels noem hulle dit 'n wake. Ek wil vir jou vra, hoe lyk, kies as ek nou maar die Engels gebruik, hoe lyk die wake agter jou? Is daar 'n klomp stikkende, gebroke verhoudings? Hoe lyk, is daar net verwoesting agter jou? Hoe lyk dit agter jou? Ek gaan hierdie los. So hoe weet ek of die Heilige Gees in my woon en in my werk? Sy naam is Heilige Gees. Daar sal 'n veranderde lewe wees. Jy sal rein en heilig leef. Ek dink ek gaan daai storie van Patricia King gaan ek los. Ek gaan hierdie los. Los. Ja, ek gaan daai los. Ek gaan ten slotte. Ekskuus, ek probeer om nie te lank te preek nie, maar ek kry dit duidelik nie reg nie. Ek is verlede jaar, Patricia King word regtig beskou as een van die generale in God se koninkryk in Amerika. Baie bekend in internasionale bediening, as ek klaar. En ek is toevallig op 'n Zoom oproep waar sy ten nou 'n lering gee. En sy vertel van 'n, en ek het toevallig nou geweet na wie sy verwys het, alhoewel sy nie sy naam gebruik het. Toe vertel sy van 'n baie bekende, baie suksesvolle, internasionale bekende predikant wat in Amerika maar wêreldwyd 'n geweldige impak gemaak het. En ek weet nou wat is die omstandighede, hy het sy vrou gelos vir 'n ander vrou. En sy vertel van hoe sy oor die jare die een kerkleier na die ander, die een kerkleier na die ander, kom tot 'n val en dan werk sy met hulle en sy help om herstel te bring. En sy sê iets op daai Zoom oproep wat ek daarna, en ek irriteer die rook uit my gesin uit. Maar sy sê, sy daarna begin om haar alarm op haar selfoon te stel en hy gaan elke uur af. En sy het begin om vir haarself te bid. Lord, lead me not into temptation, but deliver me from evil. Sy sê sy werk met te veel kerkleiers wat tot 'n val kom. En toe ek na daai ding luister, het ek begin. Partykeer sit ek in vergaderings, dan los ek nou maar my selfoon, laat hy nou nie elke uurtjie afgaan en almal irriteer nie. Partykeer vergeet ek om dit af te sit as ek by die huis is en saam met my gesin TV kyk en dan maar ek het begin op myself te bid. Here, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose. Ek hoor Christene baie dinge bid. Ek en Dominee Etienne is professionele Christene. Ons is. Ek hoor Christene baie dinge bid. Ek het oor die jare geweldig baie bidure al bygewoon saam met mense. Maar weet julle wat is die een ding wat ek bitter selde hoor mense bid? Jy hoor bitter selde dat iemand bid, Here, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose. En Replika het 'n hart om 'n verskil in die omgewing te maak, maar miskien begin dit met daai gebed. Dat ons môreoggend anders leef, anders praat,
anders optree, anders met my werknemers praat, anders besigheid doen, ander goeders met my liggaam, my tyd, my drange, my drome, my ideale, my geld doen. No change, no Jesus. Ek bid Maleagi 4:2 oor elkeen van julle. Ek bid dat die Here met sy son van redding op julle sal skyn. Ek bid dat daar genesing in daai strale sal wees, fisies, emosioneel, geestelik. Ek bid dat die Here julle sal vrymaak, sodat julle kan bokspring, soos vetgemaakte kalwers. Ek bid as 'n seën oor julle 3 Johannes 2 wat sê, I pray that you may prosper, be in good health, even as your soul prospers. En mag jy finansiële voorspoed beleef, mag jy fisiese gesondheid beleef, en mag jy sy vrede en sy vreugde ervaar. Ons het voor die tyd daaroor gebid, toe ons in die groen kamer was, maar ek wil sommer net kom bid. Vader, ek wil kom vra, die magte wat te doen het met moedeloosheid, dat U dit sal bind en breek en vernietig in die naam van ons Here Jesus Christus.